Die heilige van die dag vir 15 Februarie, wat deur die kerk herdenk word, is Sint Siegfried van Swede, die apostel van 'n volk. Nou, wat beteken dit om 'n hele volk na Christus te lei? Die verhaal van Siegfried van Swede wys ons dat een priester se gehoorsaamheid en moed 'n nasie se geskiedenis kan verander. Siegfried, ook bekend as die apostel van Swede, was 'n Benediktynse priester en sendeling wat sy roeping ernstig opgeneem het. Gebore in Northumbria in Engeland, het hy by die Benediktynse klooster van Glastonbury ingetree. Sy lewe het 'n nuwe rigting gekry toe hy biskop gewy is en op versoek van koning Olaf I van Noorwe na Skandinawië gestuur is. Olaf self, 'n onlangse bekeerling, wou hê dat sy mense die evangelie moes hoor. Siegfried het nie net in Noorwe gewerk nie, maar ook in Denemarke en uiteindelik in Swede. Sy grootste prestasie was die doop van koning Olaf Skotkonung van Swede. Hierdie daad het 'n domino-effek gehad. Kort na die koning se doop het die volk self die Christelike geloof omhels. Siegfried se werk het dus die fondament gelê vir die kerstening van Swede en die vestiging van die kerk in die noorde. Wat ons van hom kan leer, is dat die evangelie nie grense het nie. Hy moes sy vaderland verlaat om 'n nuwe volk te gaan dien. Deur die koning te doop, het hy die hele volk se geloofsreis beïnvloed. Dit wys hoe belangrik dit is om sleutelfigure te bereik en te kan inspireer. Skandinawië was natuurlik nie 'n maklike sendingveld nie. Tog het hy deur sy geloof en toewyding volhard. Siegfried se verhaal roep vir my en vir jou om gehoorsaam te wees aan God se roeping, selfs al neem dit ons uit ons gemakszones. Miskien veral wanneer dit ons uit ons gemakszones neem. Een daad van geloof kan 'n gemeenskap verander. Die klein daadjies van liefde en waarheid wat ek en jy geroep word om te doen, kan groot impak hê. Soos Siegfried die Sweedse volk gehelp het om 'n nuwe identiteit in Christus te vind, kan ons vandag help om gemeenskappe te bou wat op geloof en liefde gegrond is. So Siegfried wys ons dat geloof nie net persoonlik is nie, maar gemeenskaplik. Sy nalatenskap leef voort in die kerk van Skandinawië en sy verhaal herinner ons dat elke van ons apostel kan wees, moet wees, 'n draer van lig en waarheid in ons eie tyd.